Liewe vriende, dit is so lekker om weer vandag saam met julle te kuier. Nog 'n week is verby. Ek hoop jy kon in hierdie week van reën en nat en koud warm bly en dat jy nog gesond is te midde van die derde COVID-19 vlaag. Pas julleself asseblief mooi op. Wees veilig. Ons is midde ons reeks waarin ons praat oor die seer en die pyn en die swaar kry en die teleurstelling van hierdie wêreld. En hoe leef jy met geloof in so 'n wêreld? In 'n tyd soos hierdie waar ons dit beleef. Hoe leef jy met geloof in 'n wêreld vol seer? Nou ek dink jy het agtergekom dat in dit wat ons so ver met mekaar gesels het, dat die Bybel nie vir ons 'n klinkklare direkte antwoord op hierdie vraag gee nie. As jy na die Bybel kom met die hoekom vraag, die waarom vraag van hoekom gebeur daar slegte dinge met goeie mense, waarom al die seer, gaan jy nie 'n direkte antwoord kry nie. As die Bybel dan nie vir ons so direkte antwoord gee nie, wat moet ons dan maak met hierdie pyn en seer en hartseer en swaar kry wat in ons almal se lewens kom, wat aan ons almal se lywe kom sit? Wat moet ons daarmee maak? En dit is eintlik die beter vraag ook om te vra. En nou glo ek dat in ons saamgesels en laaste paar weke jy agtergekom het dat daar 'n paar goed is wat ons nie moet doen nie. Die eerste ding wat ons moet besef oor pyn en seer en hartseer wat ek probeer deel het in die laaste paar weke is dat pyn en seer en swaar kry en teleurstellings is deel van om mens te wees. Dis deel van die menslike ervaring om pyn en hartseer te beleef. En daarom moet jy hoor, as jy dit beleef, is daar nie iets fout met jou nie. Dit is 'n doodgewone menslike ervaring. Maar nou het ons ook vir mekaar gesê, hierdie menslike ervaring van pyn en seer en hartseer wil ons nie aanvaar nie. Ons wil wegkom daarvan. Ons wil dit nie hê nie. En daarom het ons allerlei maniere hoe ons probeer wegkom van hierdie menslike ervaring van pyn en seer en hartseer. Kom ons doen so 'n paar. Ek dink ons het van hulle in die paar weke wat verby is genoem, maar een van die maniere veral vir die moderne westerse mens is om weg te kruip agter verskillende soorte verslawings. Jy plant jouself voor die TV. Jy kyk Netflix, die een storie na die ander, net om nie die werklikheid en pyn en seer van hierdie wêreld in die oë te kyk nie. Ontsnap jy in hierdie stories. Of dis die verslawing van werk, van besig wees, of van die een ding na die ander te hardloop en net nooit tyd te maak om stil te word en stil te sit, want jy's bang vir die pyn en die seer en daarom werk jy eerder, hardloop jy eerder. En natuurlik, die bekendste manier is om van jou pyn af weg te kom, is net doodgewoon om dit te ontken. As iemand midde 'n krisis vir jou vra hoe dit gaan, sê ek nee wat ons sou kop op water, dit gaan goed ten spyte van al die omstandighede. En as iemand jou direk daaroor vra, dan sal jy probeer wegkom te sê nee wat ons hou, dit is maar hoe die lewe werk. Of ons maak dit af as nie so erg nie. So weer as iemand jou vra oor dit gaan, sê ons ag nee wat dit is nie so erg nie, dit gebeur met alle mense, ons moet net vasbyt en hier deurgaan. Of ons hou die pyn van ons weg, ons projekteer ons pyn op ander, deur ander te blameer. En ons sê goeie soos, nee wat daai is in die hospitaal, want die dokter het 'n fout met die medikasie gemaak. En ons kruip agter die blamering van ander weg, sonder om ons eie pyn in oë te staar. Of
Nog erger, ons blameer onsself. As ek maar net. En so probeer ons weghardloop van ons pyn. Een van die gevaarlike maniere is wat hulle in Engels noem ook spiritual bypassing, of dan nou net, ons vergeestelik dit. As jy voel hoe verdrink jy in jou seer en jou pyn en iemand vra hoe dit gaan, dan sê jy, nee wat ons sal hier deurkom, ons weet mos dat God in alles ten goeie meewerk. En dis nie dat dit wat jy sê nie waar is nie, maar die probleem is, jy kruip agter daai sin weg, om jou eie seer en pyn weg te steek. En so probeer ons weghardloop van ons pyn en seer, maar jy weet jy kan, en daarom het ons vir mekaar gesê, kyk na die boek Klaagliedere, kyk na die klaagpsalms, erken jou pyn. Erken jou pyn. Erken ook die pyn en die seer in die wêreld. En onthou dat Jesus self gesê het, gelukkig is hulle wat treur, want God self sal hulle troos. So erken jou pyn. Lees Klaagliedere. Erken dat daar pyn in die wêreld is en dat dit jou ontstel, dat dit jou seermaak, dat dit jou kwaad maak. Gaan lees die klaagpsalms, treur, want God self sal jou troos. Die ander ding wat ons oor die werklikheid van pyn en seer gesê het, is dat daar altyd die gevaar is dat ons met godsdienstige sekerheid werk, en Job, soos Job se vriende, die werk met hierdie oorsaak gevolg, dat ons wil sê, jy moet net meer bid, jy moet net meer vas, jy moet net meer Bybel lees, jy moet net meer glo, of weet, daar moet iewers geraamtes in jou kas wees, iets in jou verlede wees, sonde, wat ook al, iets wat jy nog nie bely het nie, want dit is hoekom hierdie swaar kry en seer kry in jou lewe is. Maar dis nie waar nie. Die boek Job het dit duidelik vir ons gewys. Ander ding wat ons vir mekaar ook gesê het, is dat ons moet besef, dis 'n universele waarheid, maar dit is so waar vir ons ook in die Christelike geloof, dat die nuwe dag begin eers met die nag. Lig kom eers na dat dit donker was. Geloofsgroei gebeur in die nag van twyfel en onsekerheid. Eers wanneer die koringkorrel in die donker val, is daar kans vir nuwe vrug. Vandag gaan ons voort om te gesels oor hierdie pyn en seer en stikkende wêreld, maar vandag bou ons die brug oor na die begin van 'n nuwe reeks in die boek Openbaring uit. Want Openbaring is geskryf aan die begin van 'n nag. Openbaring is geskryf in die tyd waar gelowiges geweldige lyding beleef en swaar kry beleef. En uit die boek Openbaring kry ons ook weer nuwe perspektief om te leef in 'n wêreld vol pyn en seer. So kom ons begin vanoggend om 'n bietjie saam uit Openbaring te gesels, te sien wat ek self, maar ook as gemeente ons kan leer oor geloof in 'n tyd soos hierdie. Kom ons word stil, hoor ons Openbaring oopmaak en dan bid ons saam die volgende gebed.
Liewe vriende, ek weet nie van jou nie, maar ek vermoed dat in hierdie wêreld vol seer kry en swaar en teleurstelling en die goed wat ook aan jou eie lyf kom sit, dra ons almal iets van hierdie mengsel van hoop en angstigheid saam in ons harte as ons na die toekoms kyk. Want aan die een kant is ons bekommerd, is ons nie. Jy kan nie help om te vra, maar waarheen is alles op pad nie? Ook hier in ons eie land. Soms wonder jy, is daar vir ons 'n toekoms? Waarheen gaan alles? En as jy nie op 'n goeie plek is nie, kan dit jou omkant vang. Ek kan selfs voel dat as jy oor hierdie goed dink, hoe jou keel toe trek, is dit nie? Of hoe die spanning hier in jou nek, jou skouers gaan sit, of hoe daar die knop op jou maag kom. Ons ken dit. En dan wanneer dit gebeur, wanneer jy voel die angstigheid in jou lyf intrek, dan is daar tog ook iets in jou wat wil uitroep, wat wil sê, maar dit kan tog nie so wees nie. Daar moet hoop wees. Daar is tog hoop. Dit is wat ons tog glo. En so draai jy dit in jou, die angstigheid en die hoop. As dit is wat met jou gebeur, as jy hierdie twee goed van angstigheid en hoop in jou dra, dan is die boek Openbaring net die boek vir jou. Maar nou weet ek, jy het al vorige kere die boek Openbaring met nuwe ywer oopgemaak om dit te lees. Maar dan iewers in die lees van Openbaring begin jy spoed verloor. Sowaar jy begin moed verloor. Jy is eintlik, as jy nou eerlik moet wees, 'n bietjie teleurgesteld, want die boek maak jou meer deurmekaar as iets anders. Jy voel net, jy verstaan nie. Wanneer die skrywer vir jou vertel van drake en engele en mense wat boeke eet en groot insekte wat mense eet, dan weet jy net nie meer nie. En dan is al hierdie monsters en stede van goud en al hierdie getalle, wat beteken dit alles? En dan stap jy eintlik meer deur mekaar en teleurgestel van Openbaring boek af weg. Jy voel die boek help jou nie. En jy is meer verward en deur mekaar as nog voor jy die boek begin lees het. Nou ek het begrip daarvoor. En ek verstaan dat ons soms te mekaar is ook wanneer ons lees hoe mense graag boeke skryf oor hoe jy Openbaring moet lees. Maar ek wil hier in die begin sê dat ek vermoed dat Openbaring seker een van die mees misgeïnterpreteerde boeke van die Bybel is. En daarom dink ek as ons so tot beter verstaan van die boek Openbaring wil kom, as ons wil wegloop en wegkom van die teleurstelling en verwarring wat die boek vir ons bring, moet ons begin om die boek te lees vir wat dit is. En daarom wil ek sommer hier aan die begin 'n paar breë lyne oor die Openbaring boek trek, voordat ons inspring in die inhoud van die boek. En elke week sal ek dalk nog 'n paar lyne trek, net om riglyne te gee oor hoe ons hierdie boek moet lees. Nou die eerste ding wat ek oor die boek Openbaring wil sê, is dat ons moet besef, en dalk is jy teleurgesteld as jy dit hoor, want dit is dalk hoe jy sien baie ander die boek Openbaring lees, en dalk het jy al boeke gelees waar die boek Openbaring so gebruik word. Maar die Openbaring boek is nie 'n boek vol geheime kodes wat ons moet probeer ontsyfer sodat ons kan weet wat in die 21ste eeu en in die toekoms gaan gebeur nie. As jy
uit Openbaring wil uitvind wie is die anti-kris en wanneer hy sy verskyning gaan maak en wanneer dit die wederkoms gaan wees, dan sê jy in die verkeerde boek. Maar soos ek gesê het, ek sal terugkom hiernatoe. Maar hoor dit net aan die begin. Openbaring boek is nie vol geheime kodes om vir ons die toekoms wat nou en in die 21ste eeu verder moet gebeur te ontsyfer. Ons moet besef dat die boek in die eerste plek geskryf is vir gelowiges in die eerste eeu na Christus wat geweldige vervolging beleef het. Die boek is geskryf deur 'n man met die naam van Johannes en daar is verskillende menings, maar is 'n groot waarskynlikheid dat Johannes die seun van Zebedeus is, wat ook 'n disipel was, maar daar's ook klomp geleerdes wat sê dat dit moontlik 'n ander Johannes is. Maar dit maak nie saak vir ons verstaan van Openbaring nie. Dit is hierdie man wat na die gemeentes daar in Klein-Asië omgesien het, hierdie apostel, hierdie biskop Johannes, en hy het hierdie vaderhart vir hierdie gemeentes en hy sien die lyding en dan skryf hy hierdie brief vir hierdie gemeentes. En hy skryf hierdie Openbaring wat op die eiland Patmos ontvang. En wat Johannes doen in die skryf van Openbaring is hy lewer baie sterk kritiek en ons sou dit selfs kon noem profetiese kritiek op die regering van die dag, die Romeinse ryk. So, Openbaring is in die eerste plek geskryf deur Johannes vir hierdie gelowiges wat lyding en swaar kry onder die Romeinse ryk. En hierdie is 'n ware Johannes se profetiese kritiek op die Romeinse ryk. Hou dit in gedagte, hiernatoe sal ons ook terugkom. Wanneer Johannes hierdie profetiese kritiek van hom skryf, maak hy gebruik van simboliese taal. En nou, 'n baie belangrike ding. Alles in die boek Openbaring is simboliek, is simboliese taal. Van die 7-oog lam, die draak met die baie koppe, die poele, 4 poele, die stede van goud, alles is simboliek. Die getalle is alles simboliek. En nou 2000 jaar later is ons ver verwyderd van die manier van dink en die taal en die prentjies waaraan mense gedink het in die eerste eeu. Dit is soos iemand wat vandag na die politiek in die wêreld kyk en vandag hier in die 21ste eeu 'n spotprentjie teken van 'n donkie en 'n olifant met bokshandskoene aan. 2000 jaar later gaan mense verskriklik moeilik verstaan dat dit eintlik maar net dalk 'n politieke kommentaar was oor wat in die wêreld gebeur in die 21ste eeu. Daai simbole sal hulle baie moeilik verstaan. En net so is ons ook ver verwyderd van die simbole in Openbaring. En daarom moet ons baie hard werk om in die boek Openbaring in te kom. Maar belangrik het gesê, jy kan nie kies wat is simbool en wat is nie. Alles is simbole. Goed. En tog, nadat wat ek alles gesê het, is Openbaring wel 'n boek wat vir ons 'n prentjie oor die toekoms gee. Maar heel moontlik op 'n manier anders as wat jy verwag. Openbaring gee nie vir ons 'n kyk in die toekoms deur vir ons die hoofnuusgebeure neer te skryf en te sê wanneer wat met wie gaan gebeur en nie. Openbaring wil ons eerder 'n kykie agter die skerms gee, die nuus agter die nuus. Wat lê agter hierdie nuusgebeure? Want, en dit moet jy nou mooi hoor, dit lê aan die kern van die boek Openbaring. In 'n tyd waar die kerk en gelowiges ongelooflike swaar kry beleef. Agter al hierdie profetiese kritiek, die simbole, die kyk in die toekoms in.
agter alles is daar 'n God. 'n God wat sê, kyk, ek maak alles. Ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Aan elkeen wat dors het, sal ek te drinke gee uit die fontein met die water van die lewe. Verniet. Hierdie woorde kom uit Openbaring 21 vers 5 en 6. En dit is ook waar ons vanoggend met die Openbaring boek begin, aan die einde. Kom ons lees saam Openbaring 22. Ek gaan 'n bietjie na Openbaring 21 ook verwys, maar kom ons lees saam Openbaring 22. Toe die engel by die rivier met die water van die lewe gewys. Dit is helder soos kristal en dit stroom uit die troon van God en van die lam uit. Tussen die hoofstraat van die stad aan die een kant en die rivier aan die ander kant staan die boom van die lewe. Hy dra 12 keer per jaar vrugte. Elke maand lewer hy vrugte. Die blare van die boom bring genesing vir die nasies. Daar sal niks meer wees wat deur God vervloek is nie. Die troon van God en van die lam sal in die stad wees en sy dienaars sal hom dien. Hulle sal hom sien en sy naam sal op hulle voorkoppe wees. Daar sal nie meer nag wees nie. Die mense het nie die lig van 'n lamp en die lig van die son nodig nie, omdat die Here God hulle sal verlig en hulle sal tot in alle ewigheid regeer. Toe sê die engel vir my, hierdie woord is betroubaar en waar. Die Here God wat sy gees aan sy profete gee, het sy engel gestuur om vir sy dienaars te wys wat binnekort moet gebeur. Jesus sê toe, kyk, ek kom gou. Geseënd is elkeen wat die woorde van hierdie profesieboek ter harte neem. Dit is ek, Johannes, wat dit alles gehoor en gesien het. Toe ek dit gehoor en gesien het, het ek voor die voete van die engel wat dit vir my gewys het, op my knieë neergeval om hom te aanbid. Pas op, moenie, sê hy toe vir my. Ek is 'n mededienaar van jou en van die medegelowiges, die profete en die wat die woorde van hierdie boek te harte neem. Aanbid God. Verder sê hy vir my, moenie die woorde van hierdie profetiese boek geheim hou nie, want die eindtyd is naby. Wie kwaad doen, moet voortgaan om kwaad te doen en wie vuil is, moet vuil bly. Maar die wat reg doen, moet voortgaan om reg te doen en wie wat heilig is, moet heilig bly. Jesus sê te weer, kyk, ek kom gou. Ek bring die loon saam met my om elkeen te beloon vir wat hy gedoen het. Ek is die Alfa en Omega, die eerste en die laaste, die begin en die einde. Geseënd is die wat hulle klere was, sodat hulle reg kan hê op die boom van die lewe en deur die poorte in die stad kan ingaan. Buitekant is die dwaalleraars, die bedrieërs en die onsedelikes, die moordenaars en die afgodsdienaars en almal wat valsheid liefhet en doen. Ek, Jesus, het my engel gestuur om dit alles aan julle in die gemeente te betuig. Ek is die afstammeling, die nakomeling van Dawid. Ek is die helder môrester. Die Gees en die bruid sê kom, en elkeen wat dit hoor moet sê kom, en elkeen wat dors het moet kom, en elkeen wat die water van die lewe wil hê, moet dit kom kry, verniet. Ek betuig aan almal met die woorde van hierdie profetiese boek voor. As iemand iets hieraan byvoeg, sal God vir hom die plaag byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. En as iemand een van die woorde van hierdie profetiese boek wegneem, sal God sy deel aan die boom van die lewe, aan die heilige stad wegneem, waarvan in hierdie boek geskrywe is. Hy wat dit alles getuig, sê ja, ek kom gou. Amen, kom Here Jesus. Die genade van die Here Jesus sal met almal wees. Tot sover ons skriflesing. In hoofstuk 21 en 22 van Openbaring kom Johannes en hy weef as te ware vir ons 'n tapisserie, soos 'n skildery wat hy vir ons maak. En in die maak van hierdie skildery
gebruik hy beelde uit die Ou Testament, veral uit Genesis, Exodus, Psalms, Jesaja, Daniël, Esegiel en Sagaria. Johannes gebruik geen beeld wat hy nie iewers uit hierdie Ou Testamentiese boeke haal nie. Die hoogtepunt in hierdie tapisserie en hierdie skildery wat hy met al hierdie beelde bou, is die stad van die Lam. En in die skilder van hoe hierdie stad gaan lyk, sluit Johannes veral aan, gebruik hy veral beelde uit die boek Esegiel, waar Esegiel praat van 'n visie van 'n nuwe tempel wat hy gesien. Nou Esegiel was 'n priester en profeet tydens die Babiloniese ballingskap hier rondom die 5de eeu voor Christus. Dis 'n tydstip toe Jerusalem en die tempel totaal in pyn gelê het. En dis in hierdie tyd van absolute wanhoop en van pyn en seer dat Esegiel hierdie visioen kry. 'n Visioen van 'n nuwe tempel. Ons sal self ook kan sê van 'n nuwe Jerusalem. Wat Esegiel hier sien, hierdie visioen wat hy het, is nie die tweede tempel wat deur Serubabel gebou is en later deur koning Herodes uitgebrei is nie. Ja, hierdie is 'n prentjie van 'n simboliese, 'n mistieke tempel. Nou Esegiel beskryf, julle kan gelees in Esegiel 47, hoe daar vanuit hierdie tempelvisioen wat hy het, hierdie mistieke simboliese tempel, 'n stroom water vloei. Aanvanklik, aan die begin is dit maar net 'n druppel, maar die druppels word meer en soos die druppels meer word die stroompie eers net vlak en dun is, word dit al hoe wyer en al hoe dieper. En soos wat dit aangaan, word dit 'n stroom water wat deur die woestyn begin vloei. En word dit 'n rivier en langs die kante op die oewers van hierdie rivier is daar skielik bome wat opkom en hierdie bome dra die hele jaar vrug. En daar is genesing ook in die blare van hierdie bome. En dan as hierdie rivier op die ou en by die dooie see kom en in die dooie see inloop, word die lewelose water van die dooie see skielik genees en word dit lewendig, kan jy sê. Word die dooie see lewendig en skielik is daar nie meer dood nie, maar is daar weer vis en lewe in die dooie see. Orals waar die water wat uit die tempel uitvloei kom, bring dit genesing, bring dit lewe. Nou, hierdie prentjie van die tempel waaruit water vloei en wat genesing bring, wys dat daar 'n verwagting was. Dat daar iets uit die middelpunt van die Joodse wêreld gaan kom. Wat genesing vir 'n gebroke, stikkende wêreld gaan bring. Dit is waarop Esegiel hoop. Dis wat hy droom. Johannes kom nou hier in Openbaring en leen by die simboliek en die visioen en die prentjies van Esegiel. En hy vertel ook van 'n rivier wat lewe gee en met bome wat genesing bring en vrugte vir die hele jaar het. En Johannes sê, dit is hoe die nuwe samelewing wat rondom die Lam Jesus gevorm word lyk. Dit is die nuwe Jerusalem. Dit is waartoe dit kom, alles saam. Jesus is die sentrum wat uit die Joodse wêreld uitkom en hy kom om genesing te bring. En waar vind ons hierdie genesing? Waar vind ons hierdie nuwe Jerusalem?
Ons vind dit waar mense saamkom met die doel om Jesus te volg op 'n nuwe manier van menswees. Luister mooi, my vriende. Wanneer Jesus uitroep hier in Openbaring sê, kyk, ek maak alles nuut. Is dit in die teenswoordige tyd? Dis nie 'n ding wat sê dit gaan in die toekoms gebeur. Dit gebeur nou. En dit gebeur nou daar waar 'n kerk 'n genesende teenwoordigheid in sy gemeenskap word. Daar kom die nuwe Jerusalem. In 'n stikkende, gebroke wêreld forceer en pyn. Sê die boek Openbaring vir ons dat God aan die werk is om dit nuut te maak, teenswoordige tyd. En hy maak dit nuut met hierdie gemeenskappietjies van gelowiges wat bymekaar kom en sê, ons verbind onsself aan Jesus en ons word ons saam in 'n omgewing soos Denneberg en Drakensberg saamkom en sê ons is verbind aan Jesus. En hier gebruik ons dit wat ons het, ons gawes, ons energie, ons middele, ons fasiliteite, ons geboue, om 'n genesende plek te word, waaruit water kan vloei, na Denneberg, na die plase, na Parel-Oos, om genesing te bring. Want dit is hoe die nuwe Jerusalem gebeur. Dit is hoe die nuwe aarde kom. Dit is hoe God alles nuut maak. Ons is vandag deel daarvan. Ons kan. Daarom sê hy uitnodiging, kom. Maar meer nog. Ons lees dat in Openbaring 21 dat hierdie nuwe Jerusalem is ook 'n huwelik. Dis 'n huwelik tussen God en die mens. Die huwelik van hemel en aarde. Die huwelik van tuin en stad. Adam se verlore tuin en die stad waarvan Hebreërs 11 ons vertel waarna Abraham so verlang het, word verenig in hierdie huwelik in die nuwe Jerusalem. As die tuinstad bring die nuwe Jerusalem welstand en genesing vir mense, sowel as vir hierdie hele planeet aarde, in 'n wêreld wat seermaak, in 'n wêreld waar ons soveel seermaak belewe, en baie keer self seermaak gee en ontvang, het elke stad, het elke gemeenskap Jesus volgelinge nodig, wat hulle daartoe verbind om welstand aan hierdie planeet waarop ons lewe te bring, meer as ooit tevore. Met nasies wat woed en veg, met 'n planeet wat verstik en wegsmelt onder die vergryp van die mens. Het 'n tyd geword waar ons as nuwe mense gevorm deur die Lam, deur Jesus Christus, as mense wat 'n nuwe mens is, teenwoordig bring, omdat ons volgelinge van hierdie Jesus is, weet ons nou dat ons nie meer van mense slawe kan maak nie. Net so kan ons ook nie hierdie planeet ons slaaf maak van ons eie gretigheid en vergrype nie. En daarom moet ons 'n nuwe pad wys. Die kerk, ons, wat die nuwe Jerusalem verteenwoordig, ons wat die volgelinge van hierdie Lam is, ons wat medewerkers is om hierdie aarde nuut te maak, om die nuwe manier van lewe in hierdie stikkende wêreld in te dra. Ons moet die weg wys, ons moet die weg wys weg van die poel van vuur. Ons moet die weg wys na die nuwe Jerusalem. Daarom die wat die weg van die Lam kies, wie wat die weg
van Jesus kies word burgers van hierdie nuwe Jerusalem. En jy word deel van die genesing. Jy word deel van die geskenk wees vir hierdie wêreld. En daarom moet ons as mense wat nuut gemaak is en wat 'n nuwe manier van lewe ontdek het, 'n nuwe manier van lief wees vir myself, 'n nuwe manier van lief wees vir my naaste, wat kom uit 'n liefde van God vir my en 'n liefde vir hom, moet ook op 'n nuwe manier liefde betoon aan die mense en die gemeenskappe waar ons leef, wat mense, dier en plant insluit. En daarom word ons God se medewerkers. Ons word 'n gemeenskap hier in Denneburg, ons word 'n kerk hier in Drakensberg, wat nuwe hoop bring in 'n wêreld van pyn en seer en swaar kry. En daarom is die slotsom hier in die laaste toneel in hierdie drama wat Johannes skep. Sien ons aan die een kant 'n meer wat nooit ophou brand nie, en 'n tuinstad waarvan die hekke nooit gesluit word nie. En dan kom sê Johannes dat die nuwe Jerusalem, dit wat ons verteenwoordig, die nuutheid wat kom deur die volgeling van Jesus, word 'n uitnodiging vir die wat vasgevang word in 'n lewe daar waar die vuur brand, waar mense elke dag die hel belewe. En die uitnodiging staan, kom, die nuwe Jerusalem. Aan diegene wat nog daar is in die woonplek van die draak, wat vasgevang is in 'n lewe van hel, word die uitnodiging gesê, kom. En elkeen wat moet hoor sê, kom. Dat elkeen wat dors het, kom. Dat elkeen wat wil die water van die lewe as geskenk kom neem. Dit is die uitroep wat ook vanuit Drakensberg met gemeente kom, vir die woonbuurt in Denneburg en Pareloos in die plase. Ons moet hier iets bou en iets wees wat die nuwe Jerusalem verteenwoordig. En wat 'n genadige uitnodiging op grond van die werk van Jesus Christus kan ons nie rig aan die nasies wat uitgelewer is aan ellende en die brand van 'n helse. Onthou die hek het 12, die stad het 12 hekke. Dis nie om die stad te verdedig nie, want hierdie hekke word nooit gesluit nie. Die hekke staan oop. Die hekke staan oop sodat elkeen wat die roepstem hoor wat sê, kom wat dors het, kom. Sodat hulle kan inkom. Almal wat kom, ook die met hulle seer en pyn en skuld en sonde, as hulle draai na die Here Jerusalem, hulle kom en hulle was hulle klere in die bloed van die lam, word ontvang. So vertel Johannes ons, geseënd is die wat hulle klere was in Openbaring 22:14. Hulle sal toegelaat word om deur die poorte van die stad in te gaan en die vrugte van die boom van die lewe te eet. In Genesis word Adam en Eva uit die tuin verdryf, weg van die boom van die lewe, en dit word deur 'n engel met 'n vlammende swaard versper. Maar in Openbaring roep die Gees en die bruid en die seuns van Adam en die dogters van Eva uit na die wat woon in die brandende poele van vuur. Sê, kom julle wat dors het, die deure staan altyd oop.
Kom julle in Denneburg wat dors het, kom julle in Parelbos, kom julle op die plase wat dors het. Kom, Drakenstein gemeente bied vir julle plek, 'n tuiste van genesing. Kom. Mag ons 'n gemeente word wat in 'n wêreld vol seer en pyn en swaar kry iets van God se nuwe Jerusalem kom sigbaar maak. Mag ons wat volgelinge van die Lam is, volgelinge van Jesus, medewerkers nou van Jesus in die tuin, om dit te herskep en 'n nuwe aarde te help laat kom, mag ons dit hier wees, mag ons so gemeente wees. Amen. Here, die boek Openbaring is vir ons soms vreemd, maar dankie dat ons iets daarvan vanoggend kan ontdek van die varsheid wat dit het en hoe dit spreek vir ons hier en nou. Dat die visioen wat Johannes gehad het, wat begin het eintlik met die visioen wat Esegiel al gehad het, daar in die 5de eeu voor Christus in ballingskap. En wat Johannes het hier in die 1ste eeu, te midde van geweldige vervolging, dat ons ook vandag deel van daai visioen kan word, dat ons deel van daai prentjie kan word van 'n nuwe tempel, van 'n nuwe stad. Dat ons medewerkers kan wees vandag hier in die 21ste eeu om dit te laat gebeur. Here, help ons om nie te kyk na onsself, na mekaar en na ons woonbuurte en na hierdie wêreld. Here, gee dat ons nie net 'n verlange sal hê om eendag hieruit te ontsnap nie, maar dat ons weet dat ons hier geplant is om hier te werk, om nou iets van die koninkryk, iets van hierdie nuwe stad Jerusalem hier vandag sigbaar te kom maak. Here, rig ons as gemeente op om dit te kan wees. Amen. Ek sien 'n nuwe hemel kom, 'n aarde nuut en vry. Die see en al wat skei verdwyn. God self kom by ons bly. Kyk, ek maak alles nuut, sê God, laat hom wat dors het kom, en hy sal vind, hy is my kind, ek is in God vir hom. Oorwinnaar sal ons alles erf, en drink uit die fontein van lewenswater heerlik rein, en God sal oor ons skyn. Van lewenswater heerlik rein, en God sal oor ons skyn.